Geliefdes, ons skriflesing vanmôre kom uit die eerste hoofstuk van die evangelie volgens Johannes. Johannes 1, ons gaan lees vanaf vers 43 tot en met 51. Vanoggend, soos ek gesê het, die disipel by wie ons stil staan is Bartolomeus of Nathanael. En vanoggend se tema is Bartolomeus, eerlik en skepties. Of Nathanael, eerlik en skepties. Ons gaan lees Johannes 1 vers 43 tot 52. Voordat ons uit die woord van die Here lees, kom ons bid van die Here om sy woord aan ons te kom oopmaak deur sy Gees. Kom ons sluit ons oë. Almagtige, ewige God en Hemelvader, Here, wanneer ons sê ons kom in aanbidding, dan is dit juis hierdie verklaring van u grootheid. U wat troon oor alle dinge, dit is aanbidding, Here. Wanneer ons u majesteit besing, en dit wil ons, Here. Dankie dat u die regverdige, liefdevolle God, ons God kan wees, en ons God is. Dankie dat u deur die Gees geloof in ons harte werk. Here, sodat ons in ons verhouding met u herstel kan word. Ja, u die barmhartige, genadige, lankmoedige God, vol liefde. Here, ons kom vanoggend as u kinders voor u, swak, vol foute, net soos ons is, Here, en ons sê, leer ons deur die Gees, u wat ons so lief gehad het, dat u Gees in ons gegee het. O Heilige Gees, kom maak ons leeg van onsself, leeg van dit wat ons aandag van u genade woord aftrek vandag. Here, dankie dat ons kan weet, wanneer ons bid, dat u moet spreek, dat u moet leer, dat Here, u getrou is. En dat u deur die Gees met ons praat. Ons kom as die gemeente, Here. En ons pleit. Spreek, Here. Spreek, Vader. Die kinders luister. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Johannes 1 vers 43 tot 51. Die volgende dag het Jesus besluit om na Galilea te gaan. En toe hy Filippus teekom, sê hy vir hom, volg my. Filippus was afkomstig van Betsaida, die tuisdorp van Andreas en Petrus. Filippus loop toe vir Nathanael raak en sê vir hom, ons het hom gevind van wie Moses in die wet geskryf het, en ook die profeet, Jesus wat van Nasaret kom, die seun van Josef. En Nathanael vra hom, kan daar uit Nasaret iets goeds kom? Filippus sê vir hom, kom kyk. Jesus het vir Nathanael na hom sien aankom en sê toe vir hom, kyk, hy is waarlik 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Nathanael vra hom, waarvandaan ken u my? Jesus het hom geantwoord, nog voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die vyeboom was, het ek jou gesien.
Toe antwoord Nathanael hom, Rabbi, U is die seun van God, U is die koning van Israel. Jesus antwoord hom, glo jy omdat ek jou gesê het, dat ek jou onder die vyeboom gesien het? Jy sal nog groter dinge sien. En hy sê vir hom, Amen, amen, ek sê vir julle, julle sal die hemel oop sien en die engele van God, wat opstyg en neerdal op die seun van die mens. Teksverse vir oggend, Johannes 1 vers 46 en vers 49, dit is Nathanael se woorde. En Nathanael vra hom, dit is aan Filippus, kan daar uit Nasaret iets goeds kom? Toe antwoord Nathanael hom, vir Jesus, Rabbi, U is die seun van God, U is die koning van Israel. Tot sover uit die woord. Geliefdes, aan al ons besoekers ook, ons is besig met 'n reeks preke oor die 12 disippels wat die Here vir hom uitgekies het om in sy nouste binnekring by hom te wees, terwyl hy besig was met sy bediening hier op aarde. Mense met hoogtepunte in hulle lewens, maar ook mense met besondere laagtepunte in hulle lewens. Mense wat foute maak, soos wat jy en ek ook foute maak. As ons dan lees wat die Here Jesus ons leer deur sy woord oor sy disippels, dan lees ons in Matteus en Markus en Lukas niks van Nathanael nie. Ons lees net van Bartolomeus. Maar Johannes praat van Nathanael. En ons het al vir mekaar gesê, en ons het dit al baie kere gehoor, Johannes was die disipel van die liefde gewees. Johannes het op die klein dingetjies aggeslaan. Dinge wat eintlik belangrik was, maar wat deur soveel ander oor die hoof gesien is. En hierdie man, wie se naam Nathanael was, want hierdie man se naam was Nathanael, voordat hy geroep is. Bartolomeus en Nathanael, dink ons het dit al agtergekom, is een en dieselfde mens. Nathanael, 'n Bybelse naam, 'n Griekse naam, maar 'n Bybelse naam wat beteken geskenk van God of gawe van God. Maar waarom hierdie verskil in die Bybel? Beteken die name dalk dieselfde as Levi en Matteus, wat dieselfde beteken het? Of Thomas, wat ook Didymus genoem is, ons het verlede week stilgestaan by die tweede een, of die tweeling? Antwoord vanoggend is nee. Daar is geen verband tussen die naam Nathanael en die naam Bartolomeus nie. Maar waarom dan? Al moontlikheid wat die eksegete aan kan dink, is die feit dat Nathanael 'n Griekse naam was. Die enigste uit die 12 disippels wat 'n Griekse naam gehad het. Maar dat hulle hom Bartolomeus genoem het, omdat dit meer aanvaarbaar sou wees vir die Jode met wie hulle gewerk het en met wie hulle oor Jesus gepraat het. Dat dit meer aanvaarbaar sou wees, dat sy naam meer Hebreëus sou klink. Ons moet onthou, die Here Jesus tree op in die midde van Israel, dit is die Jode wat die Messias verwag het. Sy disippels word aanvanklik in die midde van Israel in Jerusalem uitgestuur om daar te gaan werk, en Judea en Samaria, waar hulle ook
ook gewag het vir die Messias. Hulle is uitgestuur om wonders te gaan doen en duiwels uit te dryf, siekes te genees, lammes te laat loop. Sou daar dan iemand kom met 'n Griekse naam, met ander gode en ander gelowe, want dit is die Griekse persepsie wat daar was, die persepsie oor die Grieke. Dan sou hulle dalk skepties staan. En ons ken die Jode nou al. Hulle was skepties teenoor enige iets wat vreemd was. Die Fariseërs en die Sadduseërs het dit vir ons so mooi kom leer, die skrifgeleerdes. Ook ons is maar dikwels skepties oor dit wat ons nie ken nie, waar nie. Daarom aanvaar die eksegete dat hulle hom Bartolomeus genoem het. Ons lees in die Bybel verder niks oor sy naam, behalwe dit wat ons hier gelees het nie. Johannes noem hom op die regte naam, die gawe of die geskenk van God, en dit is presies wie hy was. Bartolomeus beteken die seun van Ptolemeus, 'n Hebreëse naam. Baie keer is die jong mense ook aangespreek as die seun van. Ek het verlede week gepraat oor die vriend wat 'n kerk het, wat 'n priester, 'n Joodse priester was, wat sy naam Raphael ben Levi was, seun van Levi. So dit was nie snaaks nie. Hierdie man was iemand besonders wat die Here Jesus hier geroep het. Wat weet ons van hom, behalwe dat hy 2 name gehad het? Een baie belangrike ding, hierdie jong man het 'n soeke gehad na die woord van die Here. Filippus kom by hom en Filippus sê vir hom, ons het hom gevind van wie Moses in die wet geskryf het en ook die profete, Jesus van Nasaret, die seun van Josef. En ek hoor sommer die opgewondenheid in Filippus se stem. Maar teenoor hierdie opgewondenheid van Filippus is Nathanael se antwoord amper soos koue water wat oor Filippus uitgegooi word. Want Nathanael se vraag is, kan daar iets goeds uit Nasaret kom? En baie mense probeer verklaar, maar Nasaret is die buurdorp en is amper iets soos die Bullet en die Sharks en ons hou nie van mekaar nie, want is die buurdorp, maar dit is nie waaroor dit hier gaan nie. Want as ons kyk hoe die Here Jesus met Nathanael omgaan, dan gaan Jesus nie met hom om asof hy 'n skeptiese persoon is nie. Jesus werk nie met hom asof dit iemand is wat oor alles twyfel nie. Nee, geliefdes, Nathanael het deur hierdie vraag te vra gewys dat hy die Ou Testament ken. Hy het die Ou Testament geken en presies geweet wat daar oor die Messias staan. Daarom sê hy, kan daar uit Nasaret iets goeds kom? Want nêrens in die Ou Testament, nêrens in die profete, nie een van die profesieë oor die Messias het genoem dat hy uit Nasaret gaan kom nie. En in die Ou Testament word daar 456 keer geprofeteer of vertel van die Messias wat gaan kom. Nie een keer is Nasaret genoem nie. Nathanael het die wet en die profete geken. Hierdie man, en dit is iets wat ons kan raak sien, hierdie man het onderskeidingsvermoë gehad.
Hierdie man het geweet dat daar geen koneksie tussen die Messias en die buurdorpie Nasaret is nie. Hierdie man wou presies weet wat die profeseë sê oor die Messias. Ek wil amper kom sê, Nathanael was die Here Jesus se droomdisipel. Want hy het presies geweet wat daar staan. En dit sien ons later wanneer die tweede vers, of die tweede vers wat ons teksvers was, na vore kom, Rabbi, U is die seun van God, U is die koning van Israel. Want dit is presies die uitsprake wat die Ou Testament oor Jesus gemaak het, wat Nathanael hier kom herhaal. En hy wou alles, en hy het alles geleer, wat die Ou Testament geleer het, oor die koms van die Messias. Wat vir ons belangrik is dat Lukas dieselfde oor die mense in Berea skryf, in Handelinge 17 vers 11. Lukas skryf, hulle het die boodskap baie geesdriftig ontvang, en die skrifte daagliks bestudeer, om vas te stel of dit so is. En dit is wie Nathanael was. Hy het die skrifte bestudeer, om vas te stel of dit so is. Lukas kom sê, hierdie gemeente in Berea het nie sommer alles net aanvaar wat Paulus vir hulle kom leer het nie. Hulle het alles gemeet, en hulle het alles gemeet aan die woord, hulle het alles gemeet aan die wet en die profete. Is dit wat hierdie man vir ons sê, Paulus met Berea, is dit waar? Hier staan Nathanael, is dit wat Filippus vir my kom sê, waar? Hy sê, wag 'n bietjie, daar staan niks in die Bybel hiervan nie. Weet jy broeder en suster, dit begin sommer, dit kom praat vanoggend baie hard ook met jou en my. Want ons glo mense ook tog net te maklik. Ons is tog so nuuskierig om te hoor wat mense sê oor wat hulle beleef het, nadat hulle 'n paar sekondes in die hemel was. Ons lees die boeke, ons koop dit, ons glo dat die Here sê, niemand kan my sien en lewe nie. Ja, as Paulus in die derde hemel opgeruk word, dan sê die Here vir hom, jy mag nie daaroor praat nie, maar jy en ek glo mense wat dit vir ons in boeke en in staaltjies kom vertel. Daar is soveel dinge wat vir die kind van die Here opgedis word in hierdie wêreld waarin ons bly, terwyl ons eintlik die gesindheid van Nathanael moet hê wat sê, wag 'n bietjie dominee, wag 'n bietjie skrywer, wag 'n bietjie spreker, wag 'n bietjie iemand wat iets wil sê, kom ons meet dit aan die woord van die Here. Stem dit ooreen met wat in die Bybel staan? Dan sê ons amen. Ja, ons loof en prys die Here, maar as dit nie ooreenstem met wat in die Bybel staan nie, dan sê ons nee, dit is iets wat mense geskryf het, dit is iets mensliks, dit is nie wat die Here vir ons sê nie. Nathanael het seker gemaak. Weet jy wat is die probleem? Weet jy wat is die aanloop tot die vraag van Nathanael? Filippus het vir Nathanael die verkeerde inligting gegee. Filippus het vir Nathanael die verkeerde inligting gegee. Dit is die Messias en hy kom uit Nasaret. Seun van Josef klop, want Josef het uit die nageslag van Dawid gekom. Trouwens, Maria was ook uit die nageslag van Dawid. Alles klop, maar Nasaret klop nie.
Filippus gee net vinnige opsomming en net so val mense vandag nog net vir 'n vinnige halwe waarheid. Want eintlik was Jesus van Bethlehem. Josef en Maria moes na hulle tuisdorp gaan, daar waar hulle vandaan kom om getel te word. Eintlik was Jesus van Bethlehem. Baie keer hoor ons of lees ons halwe waarhede. Ons moet ons nie daardeur laat lei nie. Maar Nathanael laat toe nie toe dat Filippus verkeerde inligting gee nie. Maar hy laat ook nie toe dat sou hier iets waar wees, dat dit hom weerhou van die Here Jesus nie. Hy gaan direk na die Here Jesus toe, want ek moet gaan seker maak of die feite reg is. Ek moet gaan seker maak of hierdie die Messias is. En dit is waar hy dan vir Jesus persoonlik ontmoet. En dit is waar jy en ek dan vir Jesus persoonlik gaan ontmoet. Jy en ek moet voor ons Here kom staan met ons lewe. Jy en ek moet voor die Here kom staan met al die vereistes wat die Here aan die lewe aan ons stel. En jy en ek moet vir die Here kom sê, Here, hier is ek. Here, maak my vol van u teenwoordigheid, maak my vol van u genade, maak my vol van u troos. Christus self gee vir Nathanael die regte antwoord. En so ook vir my en jou. Daarom is dit so belangrik dat ons ook daardie waarheid kom kry. Dat ons nie deur 'n ander mens die Here probeer ontmoet of deur 'n ander mens die Here probeer loof en prys nie. Maar dat ons werklik sal werk aan ons eie persoonlike verhouding met die Here. Geliefdes, die Here Jesus roep 'n klomp mense. Van Petrus af. Paulus, al hierdie 5 ster triomferende apostels en disippels en dan kom hy by hierdie een. By Nathanael. Hoor mooi wat hier gebeur. Dit is die enigste disipel oor wie se karakter die Here Jesus Christus se besondere getuienis gee. Wanneer Filippus vir Nathanael by hom uitbring, sê Jesus, kyk, hy is waarlik 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Nou sal ons hoor dat die Here Jesus Christus in sy bediening nooit gepraat het van die Israeliete nie. En daarom sit daar 'n baie besondere woordspeling in hierdie sin van die Here Jesus Christus. Ons ken Israel, ons weet waar kom die naam vandaan. Ons weet mos dit het daar gebeur waar Jakob gedroom het en waar hy en die Here gestoei en gestry het en waar die Here sy heup gebreek het en aan hom 'n nuwe naam gegee het, Israel. Jakob was mos terloops een van 'n tweeling, die tweede een. So Jakob was in die Joodse tradisie, wat het ons vir mekaar gesê, eintlik Thomas vir die eerste paar dae van sy lewe. Hy wat sy broer aan die hakskeen beet gehad het. Jakob, die man wie se naam bedrieger beteken. Die man wat sy pa bedrieg het vir sy pa se seun. Die man wat sy broer bedrieg het met lensiesop vir die eersgeboortereg. Maar later het hy Israel geword. En dit is die Israeliet waaroor gepraat word. Jy is 'n Israeliet sonder bedrog, wat waarlik eerlik en opreg staan. En so kry ons van Nathanael, hou nie sy mond nie. As hy oor iets twyfel, dan vra hy. Onmiddellik sê hy vir
vir die Here Jesus wat vir hom sê, kyk, hy is waarlik 'n Israeliet wat sonder bedrog is. Onmiddellik sê hy vir hom, u ken my nie. Hoe weet u van my? U ken my nie, hoe weet u van my? Onmiddellik twyfel hy. Onmiddellik sê hy, Here, u ken my nie. Hoe kan u so iets sê? Hy's reguit met wat hy sê. Onthou nou, Nathanael dink nog aan Nasaret. Die somme klop nog nie. Kan iets goeds uit Nasaret kom? Nathanael meet nog hierdie man voor hom met die vraag, is dit werklik die Messias wat 456 keer in die Ou Testament geprofeteer is? Dan sê die Here Jesus vir hom, dan bewys die Here Jesus vir hom, hy is die Messias met die antwoord, Nathanael, ek ken jou vandat jy onder die vyeboom gesit het. Want toe Jesus dit sê, toe bars Nathanael uit en hy loof die Here en hy getuig oor die Here. So in hierdie sin, ek ken jou vandat jy onder die vyeboom gesit het, moet daar meer insteek. Bloot dit wat ons hier lees. Wat beteken dit om onder die vyeboom te sit? Dit was 'n idioom van die tyd. Wanneer sit 'n mens onder die vyeboom? Dominee, as dit baie warm is. As ons vandag vir iemand sou sê, daardie persoon gaan op die waterkar, dan weet ons, dit is iemand wat nie meer alkohol gebruik. As ons vir mekaar sê, hy neem deel en hy ry op die soustrein, dan weet ons, hy's iemand wat skep waar hy kan skep. Maar as 'n mens dit in 'n ander taal sou vertaal oor 100 jaar waar niemand dit sou verstaan nie, en jy sê vir iemand van die waterkar en die soustrein, sou hulle dink, hy het op 'n wa gery waar daar water was, en hierdie ou, 'n wa vol sous, trein vol sous. As Jesus sê, Nathanael was onder die vyeboom, is daar 2 historiese betekenisse daarin. Eerstens het die vyeboom 'n simboliese betekenis vir die Jode gehad, wat die Messias verwag het. Wanneer die profeet Micha oor die koms van die Messias profeteer, dan sê hy in Micha 4 vers 4, maar elke man sal onder sy wingerd en onder sy vyeboom sit, sonder dat iemand hom opjaag. Die Here, heerser oor alle magte, hy het dit immers self gesê. Sagaria sê dieselfde, hy sê op daardie dag, in 'n uitspraak van die Here heerser oor alle magte, sal julle mekaar uitnooi om onder die wingerdstok en die vyeboom te kom sit. Sagaria 3 vers 10. Nathanael het die Ou Testamentiese profeseë geken. En hy het die Messias verwag. En dit wat Jesus hier gesê het sin gemaak. Dit wat Jesus hier gesê het sin gemaak. Maar dan word die vyeboom ook deur die Jode geassosieer met die vrede en die rustigheid wat daar te vinde is by die Messias, waar ons dan in gebed sal kan kom. Ek lees weer wat ek nou net gelees het, maar elke man sal onder sy wingerd en onder sy vyeboom sit, sonder dat iemand hom opjaag. Wie gaan gebid dat die Messias moet kom? Sagaria het geprofeteer dat die Messias gaan kom. Nathanael het gebid, onder die vyeboom gesit, beteken om te bid en te wag vir die Messias. Here sê, ek het jou gesien terwyl jy gelees het, ondersoek het en gebid het. Ek het gesien, Nathanael, ek het gesien hoe jy die Messias verwag. So besonder, want alles wat gebeur het nadat Jesus gepraat het van, hy is Israeliet sonder bedrog, alles
Alles trek saam. Hy het geweet, Jakob het die Here daar onder 'n vyeboom ontmoet, daar by Bethel. Waar hy die droom gehad het van die leer wat in die hemel ingaan. Van die engele wat op en af beweeg. Ook onder 'n vyeboom. Gaan lees gerus Genesis 28, vers 10 tot 22. Toe Jesus vir Nathanael sê, ek het jou gesien terwyl jy daar onder die vyeboom was. En toe Jesus vir Nathanael sê, en jy gaan nog soveel meer sien. Jy gaan sien hoe die engele op en af uit die hemel op die seun van die mens neerkom. Toe loof en prys Nathanael die Here. Want die Here het homself geopenbaar. Nathanael, jy gaan sien wat Jakob in sy droom gesien het. Nathanael, jy gaan dit soveel groter sien. Ek is die Messias. Glo jy op grond van wat die dominee of op grond van wat ander mense sê? Glo jy op grond van wat boeke sê? Of glo jy op grond van dit wat die Here in sy woord vir ons kom leer? Nathanael, sê die Here Jesus vir hom, jy sal sien. En die Here kom nooi jou en my uit, kom kyk. Kom kyk. Laat toe, laat my gees my woord in jou vestig. Laat toe, laat my gees jou geloof in my as verlosser kom versterk. En jy sal sien, tot in ewigheid. Amen. Kom ons dank saam. Almagtige, ewige God en Hemelvader, Here, u waarheid. U waarheid kom openbaar u deur die woord aan ons. U waarheid kom openbaar u deur die Gees wat in ons werk aan ons. U waarheid wat bo alles is. Want Here, u is die enigste God. Lewende God. Dankie Here dat hierdie waarheid vir ons staan, neergeskryf, dat ons ook soos in Nathanael kan gaan ondersoek instel. Is dit wat ek hoor, is dit wat ek lees, is dit wat ek sien, is dit waar volgens u woord? Here, ons het vanoggend gehoor dat Nathanael onderskeidingsvermoë gehad het. Hy het die vermoë gehad, Here, om te hoor en te meet en te sê, maar dit pas nie. Dit vorm nie deel van dit wat die Here openbaar nie. Daarom, Here, wil ons kom bid, elkeen vir onderskeidingsvermoë. En so dikwels sit ons vas in ons eie gedagtes en eie planne en eie idees en Here, mis ons u sin vir ons lewe. Here, kom lei ons tot by daardie persoonlike ontmoeting met u. Here Jesus, deur die Gees wat in ons werk, dat ons werklik sal kan sê, u is die Messias wat gekom het en klaar oorwin het. Dat ons daardeur
'n dankbare lewe sal lei wanneer ons sê, Halleluja, prys die Here. So bid Here dat jy met elkeen sal wees wat behoefte het. U ken ons vrese, u ken ons pyn, u ken ons smart, u ken ons verdriet, maar u ken ook ons vreugdes, dit waarna ons uitsien, wat ons gelukkig maak. Here, ons wil bid. Heilige Gees, kom gee dit wat in u wil is, vir elkeen, of dit genesing is, of dit berusting is, of dit vertroosting is, of dit vreugde is. Laat u wil geskied. In elkeen se lewe. Ons kom ook vanoggend en ons kom bely. Here, ons staan elke dag skuldig voor u. Ons staan elke dag skuldig voor ons naaste. Here, help ons. Help ons om te vergewe. Meer as dit, help ons om voor u te buig en elke oomblik te vra, Here, vergewe my. In Jesus naam bid ons dit. Amen.